In 2023 beskou ons hierdie krakingsreaksie. Onthou, ons het termiese kraking by hoë temperatuur en hoë druk of katalitiese kraking waarvoor daar 'n katalisator soos platinum nodig is, maar dit vind dan plaas by lae temperature. Die definisie van kraking is ook al van tevore gevra. Dit is die chemiese proses waar lang ketting koolwaterstowwe afgebreek word in korter molekules. Jy sal onthou, alkane word gebruik en dan is ons produkte alkane plus alkene. Alternatiefelik begin jy met 'n alkaan en dit word gekraak tot alkene en waterstof. In hierdie krakingsreaksie moet ons X, Y en Z bepaal. So, kom ons begin deur te kyk na die koolstowwe. Daar's 16 koolstowwe aan die linkerkant. Aan die regterkant 6 plus 6 is 12. Dit laat ons met 4, maar daar's 2 molekules, so dit gaan 4 gedeel deur 2. Y gaan 'n waarde van 2 hê. Kom ons kyk vervolgens na die waarde van X. Hierdie is 'n alkaan. Met ander woorde, hierdie gaan 'n alkeen wees en daardie gaan 'n alkeen wees. Alkene, algemene formule CnH2n. So as daar 6 is, dan moet X 12 wees. En nou kan ons Z bepaal deur middel van optelsom. Daar's 34 waterstowwe. Daar is 14, met ander woorde ons het 20 oor. Minus daardie 12, so daar is 8 waterstowwe gedeel deur 2, so Z is 4. Volgende moet ons die ontbrandingsreaksie van heksaan gebalanseerd neerskryf. So ons begin met C6H14, ons heksaan. Dit reageer natuurlik met suurstof en die twee produkte van ontbranding is koolstofdioksied plus water. 6 koolstowwe aan die linkerkant, 6 koolstowwe aan die regterkant. 14 waterstowwe aan die linkerkant, 7 maal 2, 14 waterstowwe aan die regterkant. Kom ons kyk nou na die suurstof. 6 maal 2, 12 suurstofatome. 7 maal 1, 7 suurstofatome. 12 plus 7 gee vir my 19. Ek deel dit deur 2 want dis suurstofmolekules. 19 gedeel deur 2 is 9,5. Nou ons hou nie van breuke nie. So kom ek gaan en ek vermenigvuldig daai hele ry met 2. So dit is 2 mol heksaan plus 19 mol suurstof gee vir my 12 mol koolstofdioksied plus 14 mol water. En daar's my gebalanseerde reaksie. A en B verteenwoordig organiese verbindings wat posisionele isomere is. En X is 'n anorganiese produk. Die definisie van posisie-isomere. Reeds voorheen gesê, die eerste deel van die isomere se definisies is presies dieselfde. Dis verbindings met dieselfde molekulêre formule, maar dan verskillende posisies van die syketting, verskillende posisies van die substituënte of verskillende posisies van die funksionele groepe, die stamketting. Watter tipe reaksie word deur reaksie 1 voorgestel? Ons het 'n alkeen wat reageer met 'n waterstofhalied. Waterstof, hydro, halied, halogeen. So dit is hydrohalogenering wat 'n addisiereaksie is. Ons begin met pent 2,1. En ons weet nou al A en B is posisie-isomere
en beide die posisie isomere gaan vorm. Daardie dubbelbindings gaan breek. En dit laat ons dan met koolstof 2 en koolstof 3 wat beide een waterstof bevat. So om Markovnikov se reël toe te pas gaan nie so eenvoudig wees nie en daar moet gekyk word na die stabiliteit van die molekule, maar dit val bietjie buite die leerplan van skool. So daar gaan twee produkte vorm. Hierbo gaan die chloor bind aan koolstof 2 en die waterstof aan koolstof 3. Dit is 2-chloropentaan. Onder het ons 3-chloropentaan met die chloor wat bind aan koolstof 3 en die waterstof aan koolstof 2. Hierdie gaan die hoofproduk wees met 2-chloropentaan ook as produk, maar nie as die hoofproduk nie. Nou, die vraag is, watter een is A en watter een is B? En dit gaan blyk vanuit die volgende vraag, dat A is 2-chloropentaan en B is ons hoofproduk 3-chloropentaan. Nou vat ons daardie 2-chloropentaan wat 'n haloalkaan is en ons reageer dit met 'n oormaat water as ook matige hitte. Hierdie is met ander woorde hidroliese want ons vorm 'n alkohol. Die hidroksielgroep vervang die chlooratoom en nou is die vraag, op watter koolstof is die hidroksielgroep? 1, 2. 1, 2. En dis hoekom A 2-chloropentaan is en B die hoofproduk 3-chloropentaan. So, die hidroliese van 2-chloropentaan lewer 'n alkohol en 'n waterstofhalid. In hierdie geval HCl, waterstofkloried. Reaksie 3 is een met 'n alkohol as reaktans en dan vorm daar 'n alkeen en water. Dit is dus 'n eliminasiereaksie genaamd dehydrasie. En die katalisator wat daarvoor nodig is gekonsentreerde swaalsuur. Binding A kan direk omgeskakel word na die organiese produk van reaksie 3. Met ander woorde, 'n haloalkaan kan direk omgeskakel word na 'n alkeen. Die reaksie dehydrohalogenering. Behalwe vir hitte, watter reaksietoestand word benodig vir dehydrohalogenering? 'n gekonsentreerde sterk basis, met ander woorde natriumhidroksied, kaliumhidroksied of lithiumhidroksied. En dan twee terme wat hierdie reaksie beskryf. Dit is 'n eliminasiereaksie met die naam van dehydrohalogenering.